Ik groet vandaag in elkeen en welkom jullie. Zelf die sirosieten wat in die huis is vanochtend. In de naam van JESUS. Amen. Als jullie gelukkig om hier te wees. Als jullie blij om hier te wees. Amen. Halleluja. Ik was happy om hier te wees. Want dit is die huis van de Heer. Amen. Prijs de naam van de Heer. Dierbares. Welkom in die huis van de Heer. Ik ga morgen samen met jullie deel. Ik zie dat terwijl de geest van de Heer zo vaardig wordt, nou die aan. En zuster Letta zit op haar knieën. En die stem komt bij mij. De Heer gaat vaak terug wat ze verloren. En ik kan zien vanmorgen de resultaten. Amen. De Heer gaat vaak terug wat ze verloren. Satan heeft een manier om je oog van de Heer af te halen. En op andere dingen te plaatsen. Maar die mooiste van alles, Whitney Houston zing hierdie lied, I look to you. So sy het al die tyd Lemonade toe gekyk, sy het al die tyd wêreld toe gekyk, maar toe sy die Here aanneem, toe kyk sy na die Here toe. En sy besef wat David sê, ek slaan my oë op waar toe. Hy sê nie my hulp is van die berge nie, want in die vroeë jare het die mense hulle gode in die berge weggesteek. Hy sê my hulp is van die Here, amen. Wat hemel en aarde gemaak het. Nee. Hy sê so mooi, een van die koning sê, kykie man, kom ons vat vir Israel na die laagtes toe, dan fight ons vir hulle daar. Toe sê die ander persoon, luister, het maak nie saak waartoe ons hulle vat nie. The God of the mountain is still the God of the valley. Amen. Het maakt niet saak als je in de laagte is, God is met jou. Amen. Het maakt niet saak of je in de hoogte is, God is met jou. Amen. Because the same God in the valley is the same God in the mountain. Amen. En David verklaart, ik wil voor u vanmorgen zeggen, dat die woord van de Heer gaat vanmorgen voor jullie. Elevate, gaat jullie optillen. Al wat jullie moet doen, glo net die woord. Glo net die woord. Kom ons gaan dadelijk oor naar die skoon woord toe. Amen, die woord van die Here kom in die boeke van Lukas hoofstuk 3 vers 5 en het lees as volg. Elke dal moet opgevul word. Oké, ik heb die mooi gehoord. Ik heb die mooi gehoord. Ja, de dal gaat misschien opgevuld worden. Maar dat moet opgevuld worden. Amen. Moet is een command. Amen. Moet plaatsvinden, halleluja. Ik weet niet wat de dal hier is vanmorgen niet. Maar die Bijbel zegt, iedereen moet me niet aan je oor als ik wat zo zeg niet. Je zegt elke dal. Elke dal. Sommige dallen. Maar elke dal, halleluja. Net 24 dallen. Maar elke. Die Bijbel zegt, elke dal moet opgevuld worden. Ik wil de gemeente moed geven vandaag. David zei, al ga ik hier een dal van doodskade weer. En maak je zaak of hij dal doodskade weer gehad heeft. Maar hij dal moet ook opgevuld worden. Amen. Maar elke dal, halleluja. Ja, maar pastor, mijn dal is te diep. Pastor, mijn dal is te diep. Hij kan niet opgevuld worden. Hoeveel gaten heeft ons al gevat? Het mensen voor ons gevraagd. Wil jullie, is een zwembad? Wil jullie niet goed die zwembad kom opvullen? Wil jullie niet die zwembad niet? Zo is het dal. En dan gaan ons en we gaan maken een zwembad toe. En niemand zal zeggen, dat was een zwembad hier. Zo niemand zal zeggen, dat was een strijd. En hij zegt dat ze liever niet. Want hij dal is opgevuld. Hij zegt, elke dal moet. Elke schuld wat ik en u heb. Breng je ons in het dal. Hij moet opgevuld worden. Halleluja, dank je.
Moenie worry van pa, wat paas te sê nie, worry wat die woord sê. Ek wil vir iemand vanmôre sê, dat het gevoel, die gaat nooit uit die dal uit kom nie, maar hier kom die woord vanmôre, en hy vul hy dal op. Luister, Satan is haar prepare om jou 'n dal te maak, so om jou te hou in die dal. Maar die Here sê, ek moet vir iemand sê vanmôre, dat die Here sê, hy moet, elke dal moet opgevul word. Halleluja. En maak nie saak, sommige se dal is 1 meter diep. Sommige is dieper, halleluja. Sommige is 1 kilometer diep. Dis diep hoor. As ons praat van Kimberley se gat, nee, dan moet ons weet, is 'n diep gat. As hy mense besluit, hulle wil nie meer gat hê, want hy gat as 'n bedreiging of maak mens, dan kan hulle hom toe altyd toemaak. Maar hulle sê nie, hy sê moet nie. Maar in ons geestelike realm is daar gate wat moet opgevul word. Jy sit met 'n dal wat u net skuld, is 'n dal van skuld. Maar die Here sê, ek moet vir u sê, die Here gaan hy dal opvul. As 'n dal wat jy wil uitkom, as val jy weer in. Halleluja. Hoe lang was ek en u in 'n dal gewees? Hoe lang was ons in dalle gewees? Dan lyk ons kan nie uitkom nie. Het u al ek het al laaste vir u gesê, het u al gebid om nugter te word toe u in die wêreld gewees het? Here, dit lyk dat ek kan nie nugter word nie. Hoe het jy drom net so? Jy bid om nugter te word. Dis reg hoor, dis in 'n dal. Maar die Here is by die Here is niks onmoontlik nie. Hy sê elke dal moet opgevul word. Elke dal, as hy sê elke een, dan is hy nie restrictions en sê, okay, sorry, nee, nie die ene nie. Die dal, sorry, ons kan nie die, met die dal hy sê elke. En het julle gehoor die lied wat julle gesing het? Alles. Alles. Julle gehoor? Alles. So daar is nie 'n dal wat te lank of te diep of te wyd is vir die Here nie. As die Here besluit vandag hy wil jou dal opvul, dan vul hy dit op. Hy spesialiseer in om 'n dal op te vul. Ek wil hê julle moet dit sien man. Ek was daar onder in die dal. Toe lyk dit dat ek niemand sien my nie. Toe kom ek so op in die dal. Toe hoe hy opgevul word. Hoe meer die dal opgevul word, hoe hoër gaan ek op. Is dit so? Amen. Die Here is besig om iemand se dal op te vul. Hoe meer hulle die goed in die dal ingooi, hoe opper gaan ek. Niemand sal sê, ek kom met 'n dal uit nie. Niemand sal sê, u was in 'n dal gewees nie. Hier's vir jong mense wat gemolesteer was, niemand sal sê, as hulle haar uitkom, hulle was in 'n dal nie. Dan sê hulle monde oopmaak nie. Is dit so? Die Here spesialiseer in om mense uit 'n dal uit te haal. So maklik val ons in 'n dal, dan sukkel ons om uit te kom. Dat voel vir Petrus, terwyl hy besig was om te sink. Toe voel dit, hy is klaar met my. Maar die Bybel sê, toe hy sy hand uitsteek, en sê, Here, help my, toe steek die Here sy hand uit. En hy trek vir Petrus uit die dal van vernietiging uit. 'n Dal is 'n gat. Maar die Here beloof vir ons, dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Dis 'n belofte wat hy vir ons gee, dat hy sê, dat elke dal moet opgevul word. Die lekkerste van alles is, jy was daar onder gewees, en dan voel het, jy kom soos 'n lift van grondvloer af, en jy gaan na eerste vloer, jy gaan na tweede vloer, jy gaan na derde vloer, jy gaan na vierde vloer toe, jy kom met die dal uit. God is besig om hierdie kerk uit die dal uit te haal. Dankie Here. Hier het ons gesit op die eind van die jaar. Toe sit ons in 'n dal van geen voertuie nie. Amen. Maar ek sê vir broer Kevin gister,
oggend terwyl het voor ek kry ek 'n gesig, Suster Aletta. Ek klim in my Kia. My Kia ry so lekker. Naam van Jesus. Ek is besig om met hy dal. Halleluja, dankie Here. Almal lag. Hy lekker in 'n dal. Dis fyn. Hulle weet nie. Ek is besig om met hy dal uit te kom. Ek is al amper dat ek net hy 3 moet gee. Dan sê hulle, kan dit waar wees? Want het gedink hy gaan nog langer in hy dallen wees. Hulle sê miskien vir u, ons het gedink hy gaan nog langer, ons sê gaan nog langer in hy dallen is. Wysheid begin by die dien van die Here. Die Here haal jou uit hy dal uit. Ek het nooit geweet ek gaan uit hy dal uitkom van alkoholisme nie. Ek het vir die jong man wat saam met my gekom het vir oggend, ek het hom vertel ek was besig op pad om 'n alkoholist te word. Ek was in 'n dal van alkoholisme. Maar die Here tel my een Sondagmôre. Tel die Here my op en hy vul hy dal. Niemand sal vandag sê ek was so 'n groot drinker gewees nie. Het maak nie saak in watter dal jy is of wat nie. Maar die Bybel sê, ek moet vir iemand sê, elke dal moet opgevul word. Dit moet. Because he's the God of the valley. He's still the God of the mountain. Kom ons gaan gou verder. Dan sê die woord verder. En elke berg en heuwel moet wegsak. Halleluja! Kom ons gee die Here prys man. Kom ons gee die Here prys. Halleluja! Elke heuwel en elke berg wat voor jou staan. Ek sê vir daai berg die pakke. Ek moet nie verbygaan. Halleluja. Jawel, hy sink weg. In Jesus se naam. Ons het autoriteit. Maar ons wil nou heeltyd hier voor die berg staan en die berg staan in dopbou. Jesus koning. Ons het autoriteit om in 'n berg te spreek. Move, halleluja. Ons kan by berg sê, hef jouself op en gooi jou in die see. Ons het die autoriteit, maar ons gaan kyk die berg. Hoe is 'n mooi berg. Pragtige berg. Die berg staan in jou pad. Van jou deurbraak. Jy moet met die berg praat en by berg sê, mountain move. Alles wat God gemaakt het, luister na God. Amen. Wie die berg hier gemaakt? Amen. Christ in me is the hope of all glory. Amen. Zoals God die berg gemaakt het en God is binnen in my. En God sê vir hy berg, nie Christus nie, God wat binnen in my is, sê vir hy berg die pad op, berg, hef jou op. Hy hef jou op. Move, dan move hy. En gooi jou in die see. In Jesus se naam. Die walvisse, die haie, hulle gaan sê, wat gebeur hierse? Hier is nou sommer 'n berg, wat hier 'n berg was nie. Hulle dan, nou is die berg in hulle pad. Want hulle moet nog om die berg swem, om by hulle goed uit te kom. Maar ek stap, want die Here het my berg weggevat. Hier is 'n heuwel in jou pad in. Maar die Bybel sê, heuwel sak weg. Jy gaan opdrans, halleluja. Berg, gepad, weer in die see, heuwel sak net daar. Word hy gelyk. Dis wanneer die Here vandag vir ek 'n autoriteit gee. Nou Satan wil nie hê ons moet weet ons het sulke autoriteit. Ja, is waar, pastor. Een van ons jong susters sê vir my, 'n ander broer, dis hoekom ek wil julle sê, moenie goed praat wat julle nie van weet nie. As julle nie weet nie, vra vir pastor. Amen. Die broer sê vir die suster wat lieflik die Here gedien het, suster, omdat sy uitgetattoo is, sal sy nooit die koninkryk van God ingaan nie. En hy suster word afvallig. Jou woorde kan bou of breek. En skielik kom maar 'n berg voor die suster. En die suster loop in die berg. En die suster draai om. Die berg is te groot. Hoe gaat sy maak om by die hemel uit te kom? Skielik is die suster in 'n dal Dis waar. wat sy nie kan uitkom nie.
Dank God vir die genade. En u het gehoor Sondag hoe getuig hy suster. Amen. Sy het getuig. Die duiwel wil haar weggehou het deur middel van 'n onkundige broer wat gesê het as jy uitgetattoo is, dan sien die Here jou nie raak nie. Halleluja. Die genade. God se genade is so groot. Ai, Jesus. Het maak nie saak hoe was jou verlede nie. As hy sê elke knie sal buig en elke tong sal bely en hy ken dat Jesus, dan kom die Here en hy vat jou sonde. Yes. En hy gooi so ver die ooste van die weste af is en hy dink nooit weer daaraan nie. Amen. Yes, amen. So wie is ek en u om mense sommer so te vat en in die hel te druk en sommer so te vat en in die hemel te sit? Wie is ons? Petrus het gevra, as daar nie 'n plekkie vir ons langs aan u in die koninkrykie. Hulle soek 'n plekkie by Jesus. Maar ek wil vir iemand van vandag sê, as die Here dan 'n berg uit jou pad kan vat en 'n heuwel kan opvul en miskien 'n heuwel kan laat sak en 'n dal kan opvul, dis al dieselfde Here. It's the same God. Hallelujah. Mighty God. Wanneer die Here kom en dan vul hy Yes. daai gat wat daar gewees het waar jy so gesukkel het om uit te kom. Yes. Jy het gesukkel in 2024 om uit daai gat uit te kom. Uit 'n vallei uit te kom, né? Uit die dal uit te kom. Jy het gesukkel. Nou is die boek aan die dal. En jy kyk neer op mense wat nog in die dal is. Jy kry mos die persoon. Wanneer die Here vir jou uitgehaal is, dan kyk jy neer op daai persone wat nog in die dal is. Maar hoekom het die Here my 'n hand gegee om ook boek aan die dal? Sê vir iemand spoed. Spoed. Geen wonder, baie van ons gaan dit mee moeilik, want ons wil nie daai persoon wat in die dal is se spoed laat vinniger gaan nie. Al wat ons kan maak om my persoon in die dal te haal, steek jou hand uit en haal hom uit. Al het niemand vir jou uit jou dal gehaal het, jy het gewag het vir 10 jaar, jy kan in 2 jaar se tyd kan jy daai persoon uit die dal haal. Met ander woorde, die Here gebruik vir jou as 'n spoed om my persoon uit te haal. Halleluja. Nou dink jy net so, ja, ek het swaar aan die ding gekom, ek wil ook hulle moet voel, hoe is dit om, maar jy het die ability om my persoon daar uit te kan help. Elke dag moet En Jesus se naam. kom ons gaan gou verder. Dan sê die woord verder, en die kromdraaie sal 'n reguit pad word. Wat sê? Hy sê elke draaie sal 'n reguit pad word. Elke krom draai. Ons het ons ander dag so geloop, né? Ja. Ons het vir ons vrouens gelieg. Ons het vir ons girlies gelieg. Ons het vir ons ouers gelieg. Is dit so? Ons het kromdraaie gehardloop. Is dit so? Het ons dit gedoen? As nou nog wat lieg. As nou nog wat lieg. Hulle hardloop krom baie. Maar die Here is genadig. Hy sê elke krom pad sal reguit word. It's a belofte. Hallelujah. My apostel en Kolyn het altyd gesê stap 'n reguit pad. En ek sê vir die gemeente, stap 'n reguit pad. Amen. Amen. Dit wat hy in my oë gedraai het, ek sê nou ook sê, los die krompaaie man. Los as ons praat van krompaaie, praat ons van jakkalsdraaie. Jy hardloop jakkalsdraaie. As krompaaie. Jy praat dan so, dan praat jy weer so, dan praat jy as krompaaie. Maar ek wil vir iemand sê, die Here sê, alle krompaaie. Sister Samson, gaat die Here reguit maak. Amen. It sal 'n reguit pad word. Die Here beloof, daai krompaaie wat ons gehardloop het, gaan die Here reguit maak. Amen. Die Here gaan dit. Jy het lief gewees vir lieg, jy het lief gewees om krompaaie te hardloop, maar die Here sê ek moet vir jou sê van vandag af gaan jy reguit pad loop. Reguit. Hallelujah. 2025, stap 'n reguit pad. Sê vir my pastor, die vyande wil weer vir my versoek. Ek het in 'n versoeking geval, maar ek kan nie so nie. Ek wil die Here dien. Jou reguit pad wat jy loop,
veroorsaak dat jou siel nie skade ly nie. Amen. Belei en laat staan. As jy krompad hardloop, as dit nie belei en laat staan nie. As belei, maar jy kom nooit by laat staan nie. Maar wanneer jy belei en laat staan, dan begin jy reguit pad te loop. Amen. Is dit so? Is so. Maar nie om die bos loop nie, maar loop deur die bos. Loop dwars deur, dat jy kan sê wat is alles in die bos gewees. Maar hoekom is ons bang? Die Bybel sê, die woord is ons swaard. So wil iemand sê, die Here wil iemand vandag van sy krompaaie. Jesus. Die Bybel sê as iemand lieg, Johannes ne, hy sê dan as hy die vader van die leuns, ne, dan is die duiwel mos jou pa, want jy lieg in. As die duiwel die vader van die leuns is, so as hy lieg, dan is hy mos, automatically mos, die duiwel se kind, is dit so? Want jy loop aan hom krompaaie. Maar die Here sê, elke krompad, toe ek my knie buig, toe word my pad gelyk. Chrissy, is dit so? Ja, baas. Chrissy, is dit nie so nie? Dit is nie so nie. Klaar! You rather be hot, you rather be cold, but not in between. Of het is warm of het is koud, jy kan nie lauw wees nie. Die Bybel sê, spiegel Here jou uit. So ek wil vir jou sê, of is 'n krompad, of is 'n reguit pad. Wat 'n pad! Loop ek kan hier kom, ons gaan nou klaar maak. En dan sê die woord verder, en die skurwe plekke, ja, gelyk weer. Jesus. Dit gaan wonder ons het so probleme nie. Skurwe plekke, Suster Rolien praat van, ons voete soek op hierdie evangeliepad. En as ons voete gesoek het, dan laat ons minder spoed hê op die pad. Want ons moet nou, eie, Suster Rolien stap al laat. Jy sê kan nou nog, wacht vir my op Suster Rolien, eie. Want jy het in die skurwe plekke getrap. Maar die Here sê, omdat hy lig is vir ons pad, en 'n lamp vir ons voete, sal hy elke skurwe plek, sal hy vir ons uitsort vorentoe. Ons kan maar nie donkerte loop, ons kan maar nie nag loop, ons trap nie in gate in nie. Geen wonder, mense, sien, as gaat dit dan so in die godheid in, kyk hoe look hy na weer, kyk, kom jyne, hy sê, maar elke skurwe plek, sal hy gelyk maak. So hy haal jou uit die dal uit, hy vul jou dal op, hy skuif jou berg, hy laat sak jou heuwel, en hy kom, en hy maak die skurwe plekke gelyk, en hy maak die krompaaie stryd. Ek wil vir iemand sê, asseblief, as jy nog krompaaie loop, by jou werk, tydelik, in die godheid, wil ek jou vandag sê, vergeet van die krompaaie. God sê, hy wil jou pad gelyk maak. Nee? As dit Spreuke 3:6 wat sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. So, jy moet hom ken. Hoe kan iemand wat die Here ken nie, hoekom sukkel hulle so, om 'n gelyke pad te loop? Hulle ken nie die Here nie. Hy sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Kom ons gaan verder. Dan sê vers 6 verder, en alle vlees sal die heil van God sien. As jou dal opgevul word, dan sal alle vlees oor sal sien. Jy, iemand het hy dal opgevul van hy suster. Berg is geskuif, halleluja. Iemand sal sien, die berg is gemove. Die huwel is gesak. Iemand sal sê die huwel het gesakke in hy suster of hy broer se lewe. Iemand sal sê die krompaaie is gelyk gemaak. Amen. Iemand sal sê die skurwe plekke is uitgesort. Halleluja. Want die Bybel sê alle vlees. Alle sal dit sien. Sê dit party vlees. Hy sê alle. Hulle sal dit sien. Amen. Hulle sal dit sien. Maar jy sal gaan regkom nie. Hulle spreek met die goed oor ons. Maar hulle sal dit sien. Halleluja. Dan kom hulle soos Dawid uitkom. Hy berei 'n tafel. Dan is God besig om jou tafel voor te berei. Want jou pad is reguit. Jou dal is opgevul. Jou skurwe plekke is gelyke. Jou krompaaie is reguit. Amen. Amen. Nadat jy nog noem krompaaie, nadat die Here vandag hier is om jou pad gelyk te maak. Om hy hemel wat voor jou is
te laat sak. Wegsak, halleluja. Die Here laat hom wegsak. Amen. Amen. Hoekom moet jy nog loop met nou hier voor aan mekaar ons die heuwel staan 'n kykie voor jou. Die Here het gesê om en praat met 'n heuwel. Praat met jou berg. Praat met jou die dal wat jy nog in is. Here, ek gaan vir die jaar. Kom ek uit die dal uit, Here. Yes, Lord. Jy praat met die Here, sê Here, ek was lank genoeg in die dal gewees. Maar die jaar, Here, kom ek uit die dal uit. Voel jy net hoe kom hy? Gaat hy lift op. Tweede, derde, vierde vloer. Al opper. Amen. Amen. Die lekkerste van alles. Hoekom ons probleem so groot sien, Suster Chlorina? Ons is nog te laag. Het jy opgelet? Ja. As u op die 24ste verdieping is, hoe lyk die karretjies vir u? Baie klein. Net so klein, hè? Ja. Maar as u op die grondvloer is, waar die karre is, in die buisvloer, as u daar is, dan wat sien u? Net so groot trokke. Ja. Maar hulle lyk net so klein van bo af. Yes. So dink vir jouself op. Die Here tel jou op. Hoe hoër jy gaan, hoe kleiner raak jou probleem. Yes. So as jy nog laag is, dis hoekom ons nog so klaar en murmureer. Ons is nog te laag. Ons wil hê die Here vat vir ons op. Hoër hoogtes toe. Dat ons probleem kleiner kan word. Yes. Dan sê ons vir ons probleem. My God is groot. Halleluja. Maar nou sê ons dan nou heeltyd vir ons God, hoe groot is ons probleem. Kom ons change ons gebed. Ons sê, suster, u kom môre by die werk, dan sê u, luister, my God is groter as my probleem. Yes. As jy nie met jou probleem praat nie, hoe gaan jou probleem aan weet, jy dien 'n groot God. Is dit so? Toe Jesus met die wind praat, toe besef die wind, jy, dis 'n gewone ou wat met my praat nie. Toe gaan hy lê. Toe besef hy, God is groter as ek moet gaan lê. So praat met jou probleem. Ek skuld vir Louis soveel geld. Ek sê vir jou in die naam van Jesus, ek betaal vir jou klaar die jaar. Halleluja. Nou, hoekom kan jy nie klaar betaal word nie? Maar jy praat nie met jou probleem nie. So met ander woorde, dit is nie 'n probleem nie. As jy nie met jou probleem praat nie, dan is dit mos nie 'n probleem nie. So die probleem van dit so, okay, hy worry nie wat my nie, so ek kan hom maar lekker aangaan dis. As dit so jy moet met jou probleem praat. Come on. Jy moet sê vir hom, luister, jy het lank genoeg vir my geroel. Ek roel van vandag af vir jou in die naam van Jesus. Jy praat met jou probleem. Yes, dankie. Ja. Want God is groter as jou probleem. Kom ons maak klaar. Dan sê die woord verder. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het, Wat sê hy? om deur hom gedoop te word, Okay? ander geslag, weet julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is. Toe begin die mense te hardloop hier by Johannes. Hulle wil nog gedoop word nou. Toe sê Johannes was 'n maklike mens, hoor. Johannes was nie so maklik soos ek gewees het. Johannes het gesê wat hy moet sê. Johannes sê, waarvoor vlug julle nou, hè? Wat is julle storie? Hulle kom aangehardloop na Johannes wil sê hulle nog gedoop word. Johannes sê vir hulle, wat is 'n adder? Is 'n slang nie? Adder geslag, met ander woorde slang geslag. Zo. Stay. Reg op pad. Verdraaide, 'n slang gaat maar so, is dit so? 'n slang gaat maar so, gedraaide geslag. Krom geslag. En Johannes attack vir hulle, maar Johannes sê vir hulle, wat? Hy het julle nou om gedoop te word. Wat sê hy verder? Dan sê hy verder, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Okay? Uit die gat uit nou, uit die vallei uit. Né? Jou gat is maar nou toegemaak, né? Die vallei is maar nou toe, né? Die berg is maar nou geskuif. Die huwel het gesak. Klompaaie is reguit, né? Skurweplek is gelyk gemaak. Okay? Nou is dit tyd vir vrugte dra. Maar hoor net nou mooi, iets wat die Here sterk op my hart lê, as jy net vrugte dra nie. Ek wil hê hy moet gou verder lees. Dan sê die woord verder, en moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie,
Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Hoor gou hierse. Ons breek mos ons dien met Bersiba. Ons dien met Pastor Christie. Ons breek mos houe. Hy sê nou nie houe breekie. Hy sê want ek maak uit die klippe uit. Dit was 'n klipkind. Hoekom praat jy klip? 'n Klip het mos hard. En praat van hardhoorig, né? Hy sê ek maak uit hierdie klippe vir my kinders. So hy uit die sondaars uit het hy vir my 'n kind van Abraham gemaak. Amen. So die persone wat daar binne kan klik, die persone wat daar dag gaan roek aan binne kan, die wat nog drank aan binne kan, die wat nog hoer aan binne kan, die Here gaan van hulle kinders van Abraham maak. Want ons breek meer oor die kerk, ons breek meer oor pastoor, oor 'n profeet, ons breek meer oor hulle as wat ons oor die Here gebreek het. Gaan dit nie oor die Here nie. Kom ons gaan gou verder, ek wil by my skrifgedeelte uitkom. Dan sê vers 9 verder. Wat sê? Maar die byl lê ook. Wat maak die byl? Dit lê ook al teen die wortel van die bome. Waar lê die byl? Teen die wortel van die bome. Ek wil vir iemand vandag sê, moenie in 2025 jokes maak met die Here nie. Hy byl lê reg. Waar lê? Teen die wortels. En die wortel is die een, het julle gehoor die kindertjies sit op die wortels? Nee? As hy die wortel afkap, dan droog hy boom op. So ek wil vir iemand sê, 2025, moenie jokes maak nie, teen die Here. Amen, kom ons gaan gou verder. Dan sê die woord verder, elke boom, dan wat geen goeie vrugte dra Dit nie. wil ek oordra. Jy dra vrugte. Hoor gou hier om weer. Elke boom, wat dan geen goeie vrugte dra Ek nie. wil klem lê daarop. Goeie. Jy dra vrugte. Ja? Jy dra vrugte. Johannes het eers gesê, dra vrugte wat by bekering pas. En hier sê hy, goeie vrugte. Ek wil daar klem lê. En ek gaan afsluit met hierdie skrifgedeelte. Elkeen wat nie goeie vrugte dra. 'n Skelmvloek 'n goeie vrug? Dis is 'n vruggie. As anders te nakom, 'n goeie vrug. As anders sleg sê, 'n goeie vrug. Dink gou vir u in. Ek noem dit altyd Dawid, né? Hy het nooit sy slingervel in sy klip gebruik om sy eie skape te gooi nie, suster Anelia. Nêrens sê die Bybel, Dawid het hy slingervel in die klip gevat en het gesê hy skaap, waar was hy nou gewees? Hoekom loop jy deur die draad? Hoe gooi die skaap te binblik? Het dit gedoen? Hy het dit nie gedoen nie. Hy het hy slingervel in 'n klip gebruik om die vyand te verslaan. Hoekom het ek die woord gebruik om vir julle te vermink? Sê vir my, hoekom het ek die woord gebruik om vir julle? Ek het miskien ietsie gehoor van broer Jackie. Nou wil ek hier kom en ek wil die woord gebruik om vir broer Jackie te vermink. Wanneer ek die woord van die Here, dan moet die Gees, soos hy klippie gedraad, moet die Gees van die Here die woord dra om by jou uit te kom. Want ek weet niks van jou nie. Nou sê die, nou sê my broer, hoe weet die mense? Ek dra nie goeie vrugte nie. Die Bybel sê elkeen wat goeie, hy moet goeie vrugte dra, né? Lees hom weer. Dan sê die woord, elke boom Moet. wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Het julle gehoor wat sê? As jy nie goeie vrugte dra nie, word jy uitgekap. En in die vuur gegooi. Waar gegooi? In die vuur, halleluja. As 'n simbolies, jy gaan jou toe. Hy sê nie elkeen wat vrug dra, hy sê elkeen wat 'n goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So ek wil vandag vir julle sê, gemeente, luister wat sê pastor. Suster Wendy, dra goeie vrugte. Goeie vrugte, halleluja. Suster Landy, dra goeie vrugte. Suster Rolien, dra goeie vrugte. En maak die kinders jou hoe kwaad, dra goeie vrugte. Die kinders wil nog die kant ontsoen toe. Maar suster Aletta, dra goeie vrugte. Jo, maar die vrug
Pas mos nou nie. Oeh, jy nou gaan ek nou maak nie. Ek wil vandag vir u sê, die Here wil hê ek en u moet goeie vrugte dra. Vrugte wat pas by bekering. By bekering. Julle wat vir ons volg, dis dit dat ek en u moet goeie vrugte dra wat pas vir bekering. Die Here wil vandag vir iemand uit 'n dal haal. Daar word opgeval, halleluja. Die Here wil vandag iemand se berg skuif. Die Here wil iemand se heuwel laat sak. Die Here wil hy skurwe plekke gelyk maak en die Here wil hy krompaaie. Wil die Here vandag reguit maak. God wil vandag jou pad reguit maak. Het u opgeleid? 'n krompad wat langer as 'n reguit maak. Halleluja. Klomp. Maar daar's nog konkels wat jy moet ingaan en dan so om en dan so om. As dit so Pas om, halleluja. jy maar ek ry reguit. As ons nou gaan ry en ons gaan deur die berg en ek sê vir u gaan oor die pas en ek gaan deur die tonnel, wie gaan eers aan die kant uitkom? Want ek ry reguit. Die Raymond draai en swaai deur die pas uit. Die Here wil jou pad gelyk maak. Is daar iemand vanmôre wat gebed nodig het? Wat vanmôre sê pastor, ek is in 'n dal. Ek weet hoe om uit te kom, die pastor. Maar vanmôre glo ek dat die Here gaan my deur die dal uitkom. Jy kan die hand opsteek en gaan ons saam met die bid.